Goeienaand almal. Ek het 'n boodskap op my hart wat ek graag redelik laat aan die aand met julle wil deel. Ek wil nie te veel vanaand sê nie. Ek het nou al baie oor my verlede gesê en hoe ek geleef het en wat ek alles gemaak het. Nee, ek wil dit nou nie op elke video herhaal nie. Maar ek het iets wat ek graag met almal wil deel, wat graag wil luister. Ek wil 'n paar skrifgedeeltes lees en dan wil ek iets sê en hierdie is 'n belangrike boodskap. Ek hoop mense wat moeite doen en wat bekommerd is oor wat met hulle gaan gebeur na die dood, waartoe hulle gaan en wat gaan met hulle gebeur, sal na hierdie boodskap luister. Mense wat nog steeds vasgevang is in losbandigheid, in dwelms, in drankmisbruik, in tabak en sigaretrook, vuiltaal, kindertaal, leentaal. Ek lees hier uit Matteus hoofstuk 7 vers 23, vers 13 en 14. Luister 'n bietjie wat staan hier. Gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Met die klem op vind. Mense soek hierdie nou pad want hulle wil nie hel toe gaan nie, maar hulle vind dit nie. Hulle kry dit nie. Dis wat hier staan in die Bybel, dis wat ek lees. En dan het ek gou 'n paar verse, ek gaan hulle nie almal lees, ek gaan hulle vinnig noem, julle kan hulle self gaan lees. Is vinnig 'n paar verse wat ek in die Bybel opgesoek het en gekry het, wat gaan oor 'n geween en 'n geknars van tande. Matteus 8 vers 12, Lukas 13 vers 25, Matteus 25 vers 30, Matteus 22 vers 13, Matteus 13 vers 50. Al hierdie verse gaan oor 'n geween en 'n geknars van tande. Mense wat dit nie gemaak het nie, wat uitgegooi is in die buitenste donkerte. 'n Geween en 'n geknars van tande is nie iets wat vir my spreek van blydskap nie. 'n Geween en 'n geknars van tande spreek van mense wat baie benoud is. 'n Geween is 'n gehuil en 'n gekerm. As jy op jou tande kners. Ek dink as 'n mens, ek kan dit amper vergelyk met as 'n ou uit 'n vliegtuig uitspring, om valskerm te spring en jy kom agter maar jy het jou valskerm nooit aangesit nie, of jy maak jou valskerm oop en hy gaan nie oop nie. Ek dink dan kners hy op jou tande want jy weet jy gaan jou doodval. Die enigste verskil tussen die valskerm springery en die einde van tyd as Yeshua mense gaan oordeel, as Yeshua Messia gaan terugkeer op die wolke soos wat hy gesê het hy gaan, en glo vir my, hy gaan. En 'n mens besef daai oomblik is nie gered nie, dan gaan jy definitief ween en jy gaan op jou tande kners. Veral as jy na boodskappe geluister het, miskien soos hierdie een waarna jy nou vanaand luister. En die Heilige Gees het dalk hier binne in jou hart vir jou gesê, jy moet regmaak, jy moet jou saak met Vader regmaak, en jy het. Ek het baie na sulke boodskappe geluister vir meer as 2, 33 jaar, 34 jaar, nog langer as dit. Maar dit was altyd net te lekker, om dronk te suip, te hoer en te rumoer. Dit is hoekom ek hierdie video's begin maak het, want daar's 'n liedjie wat sê, genade onbeskryflik groot. God se genade is onbeskryflik groot. Jy kan dit nie beskryf nie. Ek moes gebrand het in die vlamme van die hel. Ek was slegter as wat jy sleg op die oortreffende trap kan definieer. So sleg was ek, nog maal 10.000. Nou mense, ek wil nog een gedeelte vir ons lees, en dan sal ek nog iets sê.
Hier in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 staan die volgende geskryf. Maar weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat in gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Nou mense, ek glo nie my boodskap sal veel langer wees as nog 'n minuut of 4 nie, minuut of 3 nie. Ek sê altyd so, dan praat ek 10-15 minute, maar ek het hierdie dringendheid in my hart om hierdie boodskap met julle te deel. Een geween en 'n gekners van tande. Hoekom sal mense ween en op hulle tande kners? Want hulle was liefhebbers van genot. Wat sien ons vandag om ons in hierdie lewe? Ek werk, my lewe lank het ek vir sogenaamde drankmaatskappye gewerk. Ek is tans in 'n besigheid waar daar kos en drank verkoop word. As ek sien die hoeveelhede drank wat verkoop word. Daar het ons nou gelees in 2 Timoteus. Kwaadsprekers, wreed, bandeloos, leenaars, al die goed wat ek nou net gelees het. Hierdie goed is die rede hoekom daar 'n geween en gekners van tande is. En dit terwyl die Bybel ons waarsku en vir ons sê, as net 2 paaie, 'n nou weg en 'n breë weg. Dis redelik laat in die aand, en ek wil hierdie gedagte by jou los vanaand. Tussen nou en môreoggend sal ek of jy moontlik nie meer lewe nie. As ek en jy môreoggend nog lewe, is ons baie geseënd. En die genade van God rus weer eens op ons. Genade wat ons nie verdien nie. Maar ek kan jou een ding beloof. En dit hoef ek nie vir jou te vertel, jy weet dit. Tussen nou en môreoggend as die son opkom, sal daar baie mense nie meer lewe nie. En die vraag wat ek vra is, hoeveel van hierdie mense se saak is reg met God? Hoeveel van hierdie mense het 'n geleentheid gehad, soos wat ek en jy het, om reg te maak met God, om jou saak reg te maak, om jou sonde te bely, om ware berou te toon vir jou sonde, en jy het dit nie gedoen nie. Mense, ek het baie in my lewe, met 'n sigaret in die mond, en 'n brandewynglas of 'n bier, koue bier in die hand, na sulke boodskappe geluister, soos hierdie een waarna jy vanaand luister. En dink ek, baie keer gedink, yes, ek moet begin opskut, nee, want ek is nog jonk, ek het nog baie tyd. En baie keer het ek kwaad geraak, en sommer goed begin stik en gooi en begin skop. En wie is hierdie, dan moet ek 'n baie mooi woord kies, ek kan nou nie lelike woorde gebruik nie. En dink ek, wie is hierdie verwaande slim Jan, wat nou vir my wil vertel van liewe Jesus in die Bybel goed. Hy oordeel my, hy het nie die reg om my te oordeel nie. Ek sê vir jou vanaand, God het my uit die vlamme van die vuur van die hel geruk. En ek sal nog my getuienis bring, soos wat ek al baie in my vorige video's gesê het. Daar is 'n rede hoekom ek nog nie getuienis doen nie. Ek wil vir jou vanaand vra,
oom, tannie, jong man, jong dame, jy wat na hierdie video kyk, wie jy ook al is, gaan dink 'n bietjie, baie mooi, oor die nagevolge van wat sou wees en wat sal wees as jy vanaand doodgaan. Gaan dink regtig waar diep oor dit. Jy en jy alleen weet of jy gered is en of jy nie gered is nie. Net jy weet dit. En as jy weet jy is nie gered nie, soos wat ek ook al in van my vorige video's wat ek gemaak het gesê het. Ek het eendag 'n storie gehoor van 'n ou wat vir my iets verduidelik het, hy het vir my verduidelik van die ewigheid. Hy het 'n voorbeeld gevat van 'n voeltjie wat een keer 'n jaar sy bek skerp maak teen 'n klip wat so groot soos die aardbol is. Hy maak sy bekkie skerp vir 'n paar sekondes teen 'n klip wat so groot soos die hele aardbol is. Net een keer 'n jaar. Toe sê hy, teen die tyd, as daai voeltjie nou so lank kon leef, teen die tyd wat hierdie hele groot klip weggeslyp is, as gevolg van die bekkie wat nou skerp gemaak word teen hom, is daar net 1 sekonde in die hemel of in die hel verby. Het staan nie in die Bybel nie, maar ek dink dis 'n baie goeie voorbeeld om dit te verduidelik. Want die Bybel sê, 'n dag is vir God soos 1000 jaar en 1000 jaar is vir hom soos 'n dag. Dit beteken, daar is nie so iets soos tyd vir God nie. Dit bestaan nie, want hy lewe vir ewig. God is the ancient of days. Hy sal vir ewig lewe. Dit maak my bang. Dit maak my baie bang en bekommerd. Nou, as ek weet hoe ek geleef het, en gedink het ek kon in 'n splitsekonde my lewe verloor het. Ek sou nooit ooit die heerlikheid van Jesus, van Yeshua Messia kon gesmaak het, kon uitsien daarna, as ek in my toestand doodgegaan het nie. Dink baie diep en baie mooi vanaand aan. Daar's 2 paaie. Daar's baie wat op die breë pad gaan. Daar's baie wat die nou pad soek, maar hulle vind dit nie. Hulle vind dit eenvoudig net nie. Want dit is nie 'n pad wat jy sommer net vind nie. Dit staan in die Bybel. Jy kan dit nie sommer net vind nie. Dis baie dieper as dit. Dit verg erns van jou. Dit verg inspanning van jou. Dit verg, die Engelse woord is sincerity. Jy moet tyd uitkoop en tyd maak vir God. Jy kan nie net kerk toe gaan op 'n sekere dag en 'n bietjie Bybel lees wanneer jy voel jy wil dit doen nie. Jy moet regtig waar moeite doen om hierdie pad te vind. 'n Geween en 'n geknars van tande. Hoekom? Daar staan dit in die laaste dae. Liefhebbers van genot. Wat sien ek en jy vandag in hierdie tyd en uur om ons rond? Mense wat net mooi niks worry nie. Alles wat 100 jaar terug verkeerd was, is nou reg. En alles wat reg was, wat moreel waardes gehad het, is nou verkeerd. Ons lewe in 'n vervalle uur. Ons lewe in die laaste uur. Ons lewe in 'n uur waar die uurglas, die laaste korreltjies in die uurglas besig is om deur te val. En jy kyk na hierdie video. Word wakker, my vriend. Word wakker. Begin besef dat alles wat jy voor jou sien en waarna jy kan vat, het 0 waarde, 0, geen waarde nie. Ek los julle met hierdie boodskap vanaand en ek bid en ek glo dat die Hemelse Vader vir julle iets in hierdie boodskap sal oopmaak. Mag julle almal 'n geseënde nagrus hê.